Vanoggend spreek die woord van die Here tot ons uit die Handelinge van die Apostels, daar die 2de hoofstuk, die uitstorting van die Heilige Gees, wat nou gebeur na die hemelvaart, en dat die Heilige Gees dan ook vir ons elkeen as kinders van die Here gegee is, om die teenwoordigheid ook van die Here by ons te bevestig. Ons gaan saam lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 4, is die kerngedeelte van die uitstorting van die Heilige Gees, en dan van daaraf is daar 'n hele klomp name wat genoem word vir wie dan ook daar teenwoordig is. En ek gaan ons dan eers in 'n gebed verenig. Ons sal in die prediking aandag gee aan die preekreeks en waar ons staan, maar voor ons dan saam lees, kom ons verenig saam in gebed. Liefdevolle Heer en Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier saam as 'n geloofsgemeenskap in die kerk te kan wees en u teenwoordigheid en u nabyheid te ervaar en te beleef. As die teenwoordigheid wat verandering, vernuwing en verskil bewerk in die hart van die gelowige. Jy is die teenwoordigheid en die nabyheid wat maak dat ons die goeie vrug kan dra. Wanneer die Heilige Gees wat U vir ons gestuur het na die opvaarding van Jesus Christus, elkeen van ons genoeg toerusting, genoeg leiding om te wees wat ons van die begin af veronderstel is om te wees, en dit is U kinders, wat U beeld dra, wat lewe in geregtigheid, heiligheid, en ook wat die kennis, die ware kennis van die waarheid besit, en ook daaruit te kan lewe. Ons weet, Here, dit is 'n uitdaging om vandag 'n ware gelowige te wees in 'n wêreld wat so afgewater is, in 'n wêreld wat so goddeloos is, in 'n wêreld waar dit lyk asof die Satan heers, ook in 'n wêreld waar dit lyk asof daar nie enige onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges is nie. Maar wat ons hier vra vanoggend is deur hierdie reeks wat voorlê van Pinkstertyd, dat U dit baie duidelik in ons sal aanwakker wat U van ons verwag, hoe ons lewens moet lyk, hoe ons lewens moet klink en hoe ons lewens moet wees. Moet werklik anders wees as die wêreld. U het dit so mooi vir ons gestel met die hemelvaart, dat ons is hemelburgers, wat maar hier net in die aarde woon, tydelik, ons ewige tuiste het Jesus Christus vir ons voorberei. En daarom is dit so belangrik dat ons nie sal wortel skiet hier in die tydelike lewe nie, en dat ons lewens gereël word deur die wêreld nie. Want die wat volgens die wêreld lewe in die duisternis, sal volgens daardie wêreld en duisternis geoordeel word, maar die wat in die lig wandel, sal volgens die lig geoordeel word. En wat dit van ons gemeente bely kan word en getuig word, dat ons in die lig wandel. Baie dankie vir die liefde dat U U seun gestuur het om ons foute op Hom te neem, ons sonde op Hom te neem en ons tekortkominge te kom dra en aan te vul, dat ons ook die voorreg kan geniet om rein voor die Vader troon te sal staan en bly lewe. Baie dankie vir ons gemeente, baie dankie dat ons die voorreg geniet om ook hier in die kerk te kan wees en die woord te kan open. Baie dankie dat ons onsself kan voorberei op die gebruik van die nagmaal, 'n besonderse geleentheid in elke gelowige se lewe. Dit is ook werklik te deel in die lyding, die seer, die pyn van Jesus Christus. Ons dankie Here dat ons weet, dat maak nie saak wat voorlê nie, U is altyd daar vir ons, want as ons terugkyk in ons gemeente se verlede, was U nog altyd betrokke, U hand nog altyd daar, U het ons nog altyd geondersteun en gehelp, elke funksie, elke erediens, elke sakrament, ook die seën te beleef van U goedheid en guns. Maar ons nou die voorreg geniet om in die kerk te sit, weet ons dat U ook in elkeen van ons harte sal werk deur die Gees wat ons reeds ontvang het, om dit ontvanklik te maak en hartlik te maak en ook warm te maak, dat ons vanoggend hoor en dat ons vanoggend uit die woord uit lees, werklik soos 'n vuur sal wees wat brand en ook in ons hele lewe versprei. Dankie vir U genade, dankie vir U liefde, dankie vir die voorreg wat ons het om te weet, ons is en sal nooit alleen wees nie.
Sien ons ook in hierdie diens, dat hierdie geleentheid strek tot eer en verheerliking van U naam, uitbreiding van U koninkryk. En ons vra, Here, dat U oor die eie eer sal waak. Vergewe ons oortreding, ons ongeregtighede en skulde. In Jesus naam bid ons dit deur die werking van die Gees. Amen. Lees vir ons dan die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n gewilde rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Tot sover die skriflesing. Van hier af sien ons dat die vraag wat gevra word, wie sal hierdie mense wat daar nie net Galileërs nie, dan word daar geantwoord, daar's 'n hele klomp verskillende mense, maar dan ook aanby dat daar die taal wat verander het, ook 'n baie belangrike rol speel in die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is die woord van die Here, mag elkeen wat die woord hoor, die saligheid in Christus Jesus ervaar. Dit is hy daaraan opsluit en daarvolgens gaan lewe. Dit is vandag begin ons 'n reeks van 5 preke oor Pinkster. En ons hooftema is, 'n baie belangrike tema, wat word nou van jou verwag? Ons het nou die voorreg geniet om stil te staan by die lewe van ons Here Jesus Christus, en stilgestaan by die kruisiging van ons Here Jesus Christus, wat 'n emosionele oomblik in ons lewens vat, om weer te besef wat hy moes deurgaan en deurgemaak het vir jou, vir my, vir ons as 'n gemeente. Ons het stilgestaan by die verwarring van die graf, is hy nou dood. Ons het beleef hoe hy opgestaan het uit die dode uit, en ons het ook nou die voorreg geniet om te gehoor het vanuit ooggetuies hoe die Here Jesus Christus agter die wolke weggeraak het, toe hy opgevaar het na die hemel. En nou weet ons dat hy opgegaan het na die hemel om vir ons plek voor te berei, maar ook om die Heilige Gees vir ons te stuur. Vir elkeen van ons wat ook vanoggend hier sit, en daarom die reeks, 'n baie belangrike reeks om te volg, want wat word nou van jou verwag? As 'n gelowige wat die voorreg geniet om die genadegawes van die Vader in Jesus Christus te kon beleef het, maar ook ons dit onsself kan toeëien, om te sê dat daar die bloed vir my is, dat daar die gebreekte liggaam vir my is, en dat ek ook daardeur die nuwe identiteit kan beleef. Want ek is nie meer dood vanweë my misdade volgens Efesiërs nie, ek lewe nou vanweë Christus. So wanneer ons na al hierdie dinge kyk, wat ons die voorreg gehad het om te beleef, ook vir onsself te kan toeëien, kan ons sê dat ek was dood gewees, maar nou lewe ek. En die Here stuur vir ons die Heilige Gees om hierdie lewe te aktiveer. So wat nou, wat van hier af? Nou Pinkster is nie net 'n verhaal van lang gelede nie. Nee, dit is die oomblik toe God se Heilige Gees soos 'n stormwind en vlamme vuur gekom het om die kerk en elke gelowige te bemagtig en voor te berei vir die lewe wat voor lê tot met die wederkoms, of as ons die voorreg geniet om te sterf en die koninkryk van die hemele te kan betree. Dit is die dag toe mense soos Petrus, ja Petrus wat ons goed ken, wat eens bang en swak was, verander is in 'n kragtige, lewendige getuie vir ons Here Jesus Christus. Dit is die goeie nuus van Pinkster. Dieselfde Heilige Gees wat verandering in Petrus bewerk het, is ook die Heilige Gees wat vanoggend hier teenwoordig is en jou en my hart wil verander van mense wat dalk twyfel, bang is of struikel, na mense wat met vrymoedigheid en ywer vir Jesus leef. Nou ons teks, die gedeelte wat ons saam gelees het, Handelinge 2 daar, vanaf vers 1 tot 4, beskryf die dramatiese koms van die Heilige Gees. Maar vandag gaan ons nie net fokus op wat daar gebeur het nie, maar fokus op wat beteken dit
vir jou en vir my en vir hierdie gemeente waar ons die voorreg het om as gelowiges ons geloof uit te leef. So wat word van ons verwag? Nou kom ons begin by iemand soos Petrus. Ons ken Petrus se lewe baie goed. In die evangelies was Petrus die impulsiewe disipel gewees. Hy was vol passie gewees, vol ywer gewees, die een wat vinnig praat, maar Petrus was ook een van hulle met baie foute, baie tekortkominge. Hy het beloof met sy mond, Here Jesus, ek sal U nooit verloon nie, ek sal U nooit verraai nie. Maar ja, ons ken die verhaal, voor die aand 3 keer kraai. Toe is hy die een wat die Here Jesus Christus verloon het daar in Lukas 22. Hy was bang, hy was swak, en hy het in sy eie krag gereeld geval. Maar kyk net vanuit hierdie gedeelte, die geskiedenis. Wat gebeur op Pinksterdag? Wat gebeur hier in Handelinge 2 en verder? Dit is belangrik. In Handelinge 2 sien ons, staan dieselfde Petrus, hierdie swakkeling, die een wat die Here Jesus Christus verloon het, gevul met die Heilige Gees, en hy preek vir duisende mense. Voor duisende mense bely hy die Here Jesus Christus as sy enige verlosser en saligmaker. En wat gebeur? 3000 mense van verskillende tale kom tot inkeer en bekeer hulle self. Hoe is dit moontlik? Wat het gebeur? Petrus wat eens nie kon ja sê vir die Here nie, lewe nou vir die Here, verkondig net vir die Here, word die hoeksteen van die kerk hier op aarde vir die Here. Hoe is dit moontlik? Die Heilige Gees het Petrus verander. Die Heilige Gees het Petrus vernuwe. Die Heilige Gees het vir Petrus 'n goddelike perspektief gegee, waar volgens hy gelewe het, na hy die voorreg geniet het, om as ware weergebore te word deur die krag van die Gees. Van 'n man wat Jesus verloon het, na 'n man wat bereid is om sy lewe vir Jesus te gee. Hierdie drastiese verandering of hierdie drastiese omkeer is nie net uniek aan Petrus nie. Is nie net vir hom nie, nee. Die Heilige Gees is God se krag om lewens te verander, om lewens te vernuwe, om vir die kinders van die Here 'n nuwe, werkende, geesvervulde identiteit te gee. 'n Ywer te aktiveer wat maak dat ons bereid is om met ons eie lewens die prys te betaal, oor ons oor niks anders kan roem as oor die goeie werke van ons Here Jesus Christus, vir ons nie, vir my nie, vir jou nie, vir hierdie gemeente nie. Pinkster wys dat God se belofte is daar in Joël 2 vers 28, as daar staan, daarna sal ek my gees uitgiet oor alle vlees, vir elkeen van ons realiteit word, bewaarheid is. Dink vir 'n oomblik aan jou eie lewe, hier vanoggend, met die voorbereiding ook natuurlik vir die nagmaal. Is daar dalk areas in jou lewe waar jy gereeld struikel? Want jy sommer vinnig nou kan opneem, ja, hier. Twyfel jy dalk oor God se plan vir jou lewe? Of God se groter plan vir jou toekoms? Is jy bang om jou geloof te bely, om op te staan soos Petrus voor mense en te sê, nee, ek glo in Jesus Christus, daarom doen ek nie dit of dat nie. Of is jy bang dat die mense dalk die naaste aan jou met jou die spot gaan dryf? Dalk sit jy vanoggend hier en jy worstel met sonde. Jy worstel met etiese Christelike vrae. Wel, die goeie nuus vanoggend is, die Heilige Gees is juis vanoggend hier om jou te verander. Net soos wat hy vir Petrus verander het.
Wat word van jou verwag? Dis die groot vraag. Jy moet net ophou bewustelik weerstand bied teen die kragvolle inwerking van die Heilige Gees en jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou lewe verander, vernuwe. Jy moet bereid wees om jouself oor te gee in die besturing van die Gees wat werk volgens die woord van die Here. Jy moet bereid wees om in die voetspore van Jesus te loop. Ja, in hierdie tydelike lewe, nou, vandag, elke dag. En die koms van die Heilige Gees in Handelinge 2 is kragtig en sigbaar. Die woord van die Here sê vir ons, dis soos 'n geluid van 'n sterk ruk wind, vlamme vuur en dan selfs die vermoë om in verskillende tale te praat. Hierdie beelde wat hier opgeteken is nie maar net bloot toevallig of terloops genoem nie. Nee, hierdie wind waarna verwys word, herinner ons aan God se lewende asem wat nuwe lewe gee. Ons sien dit veral ook in Genesis 2 vers 7. Waar die Skepper die asem blaas in die neusgate van die mens en lewe gee. Die regte lewe, nuwe lewe. Die vuur kom en simboliseer God se heilige teenwoordigheid wat reinig en bemagtig en krag gee om die onmoontlike moontlik te maak. Ons sien dit in Eksodus 3, daar waar Moses homself bevind by die brandende bos. Ons ken die verhaal van Eksodus baie goed en sien wat die teenwoordigheid van God aan 'n hele volk doen, nie wat gered is, maar ook die sterkste volk van die wêreld wat teen hom was. En waar bevind hulle self vandag? En dan natuurlik sien ons ook dat die verskillende tale dui aan dat dit is 'n belofte wat ook vanuit die woord van die Here kom, dat die Here in verskillende tale sal aanbid word, verskillende nasies sal die knieë buig, dat die evangelie nou bereikbaar is vir diegene wat in vreemde of ander tale praat. Kyk weer na Petrus se lewe. Die kern van hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is dat dis die Heilige Gees alleen wat jou die krag gee om vir Jesus te leef. Hy is nog steeds besig om ons te lei en voor te berei vir die dag waar ons die voorreg geniet om in sy volmaakte, volkome teenwoordigheid en heiligheid te wees, na die plek wat Jesus vir ons gaan voorberei het. Kyk na Petrus, een van die mooiste voorbeelde in die Bybel. Voor die Pinkster was hy bang, verskriklik bang, om selfs voor 'n diensmeisie te bely dat hy die Here Jesus Christus ken. En na Pinkster preek hy aan 'n skare van menigte gereeld, ten spyte van die feit dat hy vervolging in die oë staar. Eers bang om te sê ek ken Jesus voor 'n slavin. Nou met ywer en passie verkondig hy die woord van die Here, wetende dat hy enige oomblik vervolg kan word, dood kan gaan. Sien hoe werk die Here ook sy Gees in ons harte, wat natuurlik vir elkeen van ons vanoggend sê dat nie een van ons het 'n verskoning om te kan sê ek kan nie dit doen nie. Want toe die Vader ons sy kinders gemaak het, toe gee hy vir ons sy Gees. Alles wat ons nodig het om die goeie vrug van ware geloof te dra. Ons het dit. Jy het dit. Hierdie gemeente het dit en hierdie kerk verkondig dit. Waar kom hierdie krag vandaan van Petrus? Hoe kry hy dit reg? Van die Heilige Gees. Die Here Jesus het self beloof in Handelinge 1 vers 8 as daar staan, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. In Johannes 14 sê hy dit so mooi dat julle sal meer doen as wat ek gedoen het. Dis die krag wat ons het. Dis die identiteit wat jy reeds het, wat geanker is in Christus. Daarom is ons nie net in staat gestel om 'n verandering en vernuwing in onsself te bewerk nie, maar jy word ook in staat gestel om verandering en vernuwing
in ander te bring. Dis hoe die Gees werk, dis waarna toe hy ons dryf, almal terug na God toe. Dis sy doel. Dis hoekom Jesus die Trooster, die Heilige Gees stuur. Hy wil ons teruglei na hom toe. Dat ons die voorreg kan geniet om elke oomblik van elke dag sy teenwoordigheid te beleef. Die sekerheid te ervaar van 'n God wat teenwoordig is, betrokke is, deelneem in jou lewe. Dis die wonder. Hierdie krag is nie net vir wonderwerke of groot dade nie. Dit is vir die alledaagse lewe ook. Die Gees stel ons in staat om elke dag 'n verandering en 'n verskil te maak. En eerstens gee die Heilige Gees ons die krag om teen die sonde in ons lewens te stry en die bose in ons lewens te oorwin. Maar die Heilige Gees gee ons ook die gawes van die Gees. Want u gerus kan lees daar in Galasiërs 5. Dis die Heilige Gees wat vir ons geduld gee vir ons gesinne. Dis die Heilige Gees dat jy met erns kwaliteit tyd vir jou kinders en jou gesin maak. Dis die Heilige Gees wat jou lei om kerk toe te kom. Dis die Heilige Gees wat jou lei om nee te sê vir iets want dit beïnvloed of beskadig jou geloofslewe. Dis die Heilige Gees wat maak dat ons kan staande bly terwyl die rugwinde van hierdie wêreld ons plat op ons rug en selfs dat ons die knie wil buig voor die wêreld. Dis die Heilige Gees wat ons in staat stel om kinders van God te wees in hierdie wêreld elke dag. Nie net die oomblik voor jy doodgaan nie, elke dag, nou, vanoggend ook hier. Dis die wonder van die Heilige Gees. Dis die wonder van die krag wat ons het. Ons kan nou 'n verskil, verandering in ons lewens beleef. Die Heilige Gees gee nie net krag nie, hy gee ook teenwoordigheid. Hy is God by ons, wat ons lei en ons troos. Soos Petrus word ons bemagtig om uit ons swakhede op te staan en met vrymoedigheid vir Jesus te leef. Maak nie saak wat nie. Ek is bereid om nie meer populêr te wees nie. Ek is bereid om nie meer 'n status in die samelewing te hê nie. Ek is bereid om nie meer in daardie vriendekring te beweeg nie. Ek is bereid, soos die woord van die Here sê, selfs in Micha, om familie af te skryf. Die hartseer realiteit van die siftingsproses van ons geloofslewe hier op aarde. Dat jouself nie meng met die sewels nie, want die varke eet jou op. En die Heilige Gees gee vir ons daardie vermoë om nie sewels te word nie. Gee ons die vermoë om anders te lyk, anders te klink, anders te lewe. Wat word van jou verwag? Leef in die krag van die Gees om Jesus se lig in die wêreld te wees. Dis so eenvoudig soos dit. Wees die lig vir Jesus in hierdie wêreld. En hy word verheerlik. Nou Pinkster is nie net 'n viering van wat met Petrus en die disippels gebeur het nie. Dis ook 'n oproep vir elke gelowige om in die krag van die Heilige Gees te leef en te staan en te werk. Petrus se verandering van iemand wat Jesus verloon het tot iemand wat vir Jesus lewe en sy lewe vir Jesus gegee het, is maar bloot net 'n voorbeeld. En dan wil ek vir ons so in hierdie laaste punt net 'n paar riglyne gee van waarom ons kan aandag gee in ons lewens om ook dan te kan lewe soos die Here wil hê ons moet lewe. Die eerste punt, wees oop vir daaglikse verandering. Wees bereid om vernuwe te word. Wees bereid om deur die pottebakker gevorm te word na sy wil en nie jou wil of na die wil van die wêreld nie. Petrus se lewe het verander omdat hy homself aan die Heilige Gees oorgegee het. Hy het sy vrees en hy het sy mislukkings en hy het sy tekortkominge voor God gebring en die Gees toegelaat om hom werklik te vernuwe vandag. Wat word van jou verwag? Maak jou hart oop vir die Heilige Gees. Laat toe dat die Heilige Gees jou lei en jou bestuur.
Dit beteken om eerlik met jouself te wees, en 'n mens moet dit doen vandag. Oor jou swakhede, oor jou tekortkominge, oor daardie sondes wat jou kniehalter onwerklik op die weg van geregtigheid te loop en te bly. Wees eerlik daaroor. Gaan dink daaraan by name. Smeek die Here om jou die krag te gee om dit ook te verander en reg te stel. Dalk het jy 'n gebrek aan vertroue. Jy kan nie werklik jou besigheid of jou lewe of jou huwelik of jou probleme oorgee aan die Here nie en vertrou dat hy deur die Gees vir jou leiding sal gee in die bestuuring daarvan. Ons moet dit begin doen. Dalk is daar 'n sonde waarmee jy worstel, een wat jy al jare probeer om te oorwin, in die weg te ry. Wees eerlik daaroor in jou hart, bid elke dag en smeek, Heilige Gees, verander my lewe soos U dit reg gekry het om Petrus se lewe te verander. Want ook ek staan onder die swakhede van my hand en my menswees. Maar ook Here, ek wil so graag lewe vir U, 'n getuie vir U wees in hierdie wêreld. Dit is nou nie 'n eenmalige gebeurtenis nie, dit is 'n daaglikse keuse en om die Gees toe te laat om jou karakter en jou keuses te vorm. Dis die eerste riglyn. Die tweede riglyn wat ek dink baie belangrik ook is, deel jou geloof met vrymoedigheid. Petrus het op Pinksterdag opgestaan en die evangelie verkondig, ja, selfs al was daar baie lewensgevaarlike risiko's. Die Heilige Gees verwag van jou om ook 'n getuie te wees, om ook op te staan en die evangelie aangaande ons Here Jesus Christus te ken, sodat jy dit kan verkondig. Dit beteken nou nie ons moet hier op die straat ook staan en uitskreeu, die Bybel hardop lees, nee. Dit kan so eenvoudig wees, om bloot net te begin met huisgodsdiens. Een bietjie vroeër op te staan in die oggende, ons doen dit toch as ons op vakansie gaan, een bietjie vroeër op te staan, en as 'n gesin saam huisgodsdiens hou. Of om met 'n kollega by die werk te praat, oor die Here wanneer mense kans het, om dalk saam 'n toebroodjie te eet, of in 'n voertuig saam te ry. Dit kan ook wees om net iemand hoop te gee, of selfs net 'n vriend te nooi kerk toe. En nie op te hou nooi, nie selfs al sê hulle die hele tyd nee. Deel jou geloof met vrymoedigheid, moenie skaam wees oor jy 'n kind van God is nie. Die derde punt, leef met moed in uitdagende situasies. Petrus was bang vir 'n diensmeisie, wat hom eintlik niks kon gemaak het nie. Maar by Pinkster preek hy vir duisende onverskrokke. Wat is die diensmeisie oomblik in jou lewe? Dis waar jy moet gaan kyk. Wat is die diensmeisie oomblik in jou lewe? Dalk is jy bang om op te staan as iets onregverdig is. Jy bly maar eerder stil. As iets verkeerd is, ek bly maar eerder stil. Dalk is jou diensmeisie oomblik een waar jy sukkel om iemand te vergewe, iemand wat jou skade aangedoen het, of jou selfs te nagekom het. Dalk is jou diensmeisie oomblik juis om jou geloof te bely, want jy weet jy ken dit nie, jy skaam, jy kan nie in die openbaar bid nie. Daar is dalk so baie ander redes ook. Vra vir die Heilige Gees om jou te lei om hierdie week 'n dapper stap te gee vir God. Dis die uitdaging. Dis wat die Gees van jou verwag. Neem die dapper tree in geloof elke dag. Die vierde riglyn, wees betrokke in jou gemeenskap. Petrus het nie alleen gewerk nie, hy was deel van die gelowige gemeenskap wat saam gebid en gewag het op die gawes van die Gees. Die Heilige Gees verwag dat jy ook aktief meelewend betrokke sal raak by jou kerk en in die gemeenskap. Dit kan beteken om by 'n Bybelstudiegroep aan te sluit, die gebedsgroep aan te sluit, om te help met 'n bediening, of om 'n buurman by te staan wat sukkel. Byvoorbeeld, as iemand siek is, soos ons 'n hele lys vanoggend afgekondig het vir die voorbereiding, om so iemand by te staan. Vra of jy kan help om kos te maak, of selfs net vir jou te kom bid en Bybel lees. Dis wat die Here van ons vra, wees betrokke. Die vyfde punt,
dien met jou unieke gawes. Iemand het dit eendag so mooi gesê, 'n kerk is soos 'n smartie boks. As jy hom oopmaak, daar's klomp verskillende kleure smarties in. Maar tog is hulle almal deel van die een groter boks waar hulle is. En so het elkeen van ons in hierdie gemeente gawes gekry. Die Here natuurlik weet wie hy waar moet stuur met watter gawes, om uiteindelik die doel te kan verrig waarvoor hy ons as kerk hier vandag het. En daarom moet ons unieke gawes deel. Die Heilige Gees het Petrus bemagtig om te preek, maar hy gee verskillende gawes aan elke gelowige, 1 Korintiërs 12. Wat word van jou verwag? Gaan dink bietjie moeite, gaan ontdek bietjie jou gawes, jou sterk eienskappe wat die Here self vir jou gegee het. Dis dalk onderrig, of dalk met bemoediging, dalk met diens of iets anders. As jy goed is met kinders, kom help met die verbondsonderrig. As jy iemand is wat met vrymoedigheid kan bid, ek nooi uit, kom bid vir ons siek mense. Gaan bid vir die mense wat in die aftreepoort lê, wat geen familie of vriend het wat by hulle gaan kuier nie. Dis 'n gawe wat die Here vir jou gegee het. Gebruik dit. As jy 'n hart van liefdadigheid het, raak betrokke by die barmhartigheidshuis en by die barmhartigheidsdiens van die kerk en van die groter gemeenskap van Standerton. Die Gees verwag van jou dat jy jou gawes sal gebruik, want daar is 'n rede hoekom God dit vir jou gegee het. Daar is 'n rede hoekom elkeen van ons uniek en anders is. En dan wil ek afsluit. Hierdie verwagting van die Heilige Gees is nie 'n las nie. Glad nie 'n las nie. Dis nie swaar op ons harte nie. Dis 'n voorreg om deur die Gees verwag te word om hierdie dinge te doen. Soos Petrus word ons genooi om uit ons swakhede op te staan en in die krag van die Heilige Gees te leef. Die Heilige Gees is by jou, die Heilige Gees lei jou en die Heilige Gees sal jou versterk en sal jou gebruik. Pinkster, wat voor lê hierdie week, is die dag toe die Heilige Gees na hierdie wêreld toe gekom het om ons lewens te verander, Petrus se lewe te verander, 3000 mense se lewe te verander, my lewe te verander en jou lewe te verander. Die Gees gee krag om vir Jesus te leef en roep ons om deel te wees van God se missie hier op aarde. Die vraag is vir jou, wat word van jou verwag? Laat ons hierdie week toelaat dat die Heilige Gees ons vul, dat die Heilige Gees ons verander, dat die Heilige Gees ons vernuwe en dat die Heilige Gees ons, ja jou sal gebruik om Jesus se lig hier in Standerton by jou huis in die kerk te laat skyn. Laat toe dat die Heilige Gees jou vorm en maak soos God wil. Hou op weerstand bied deur die wêreldse invloede en die wêreldse dinge waarmee ons onsself besig hou. Smeek, pleit en vra vir die Here om jou te verander, soos Petrus. Ons het gesien dis moontlik, ons het nog nie eens verwys na Paulus nie. Daar is so baie voorbeelde in die Bybel, van hoe jou lewe sal lyk, as jy geesvervuld lewe. As jy dit nie ken, of hierdie Bybelse figure nie van weet nie, smeek, pleit voor die Heilige Gees, dat hy jou ywer sal aanwakker, om die Bybel te lees, sodat jy die woord van God kan verken, ken, en ook kan toepas in jou lewe. Jou wêreld sal verander. Hoor wat sê ek vir jou. Amen. Kom ons staan. Liefdevolle Here en Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, om ons lewens te verander. En elkeen van ons het daar die verandering, en nou word daar baie dinge van ons verwag. Dit is om nou te gaan lewe soos U kinders. Help ons, Here, om die sonde, die swakhede en tekortkominge in ons lewens te breek en aan te vul met die inwerking van die Gees en die wysheid van die Skrif en U teenwoordigheid. Ja, daar die dienswyse oomblikke in ons lewens te breek. En eerder soos wat Petrus gedoen het, vir baie te verkondig. Help ons, Here, om nie deur die wêreld geknak te word nie, maar help ons om staande te bly vir U alleen. Ons weet, Here, dat hierdie Gees nie net aan die groot mense in ons kerk gegee is nie, dit is ook aan die kinders gegee. So ek het dan ook 'n groot bydrae in U koninkryk. Ons vra, Here, dat U Uself daagliks aan ons sal openbaar en dat ons ook al hoe meer en al hoe nader aan U sal lewe. U sê dit so mooi in die woord, nader tot my en ek sal tot jou nader. En Jesus, dan bid ons dit deur die werking van die Gees aan.